Goeiemôre almal. Mense, ek wil vanoggend sommer so 'n boodskapie los. Ek het Windhoek toe gekom vandag om goed te kom doen nie. My vrou se kar moet hier na Zimmerman garage toe kom vir reparasies. As iets fout met die kar. En ek het so 'n paar goedjies wat ek moet kom doen in Windhoek. En ek wil graag 'n boodskap los. Ek sien almal is los deesdae sulke bakkie boodskappe. Nou ek sit hier so by die mall en alles is nog toe. Jy gaan nog nie regtig iets aan nie. En ek het 'n boodskap wat ek graag wil gee en die rede hoekom ek maar net hierdie boodskap los weer eens is maar om mense te bemoedig. Ons lewe in 'n tyd, in 'n dag en uur waar die negativiteit is baie erg. Mense kry regtig waar swaar, nie net finansiëel nie. Ook geestelik, psigies. Ek sien elke dag daar by my in die winkel hoe daar mense inkom na my toe. Ek sê nou elke dag, is daar nog nie elke dag nie, maar ten minste 2 wat keer 'n week is daar mense wat na my toe kom en vir my sê hulle het nie geld vir kos nie. Hulle het nie geld om hulle huur te betaal nie. En ja mense, die boodskap wat ek wil gee net is op die einde van die dag, as ou so terugkyk op jou lewe, dan dink jy aan die slegte dinge wat met jou gebeur het. Die tye waar jy finansiëel swaar kry, die tye waar jy 'n ouer moes begrawe, die tye waar jy dalk 'n kind moes begrawe, die tye waar jy van skokkende nuus uitgevind het waarvan jy salig onbewus was en hierdie goed het jou totaal en al psigies, emosioneel gebreek. En hier sit jy vandag, jy weet, ja, dit het dalk sy wonde gelos op jou hart en op jou menswees, maar jy het daar deurgekom en jy het aan die ander kant uitgekom. Dink so daaraan. Die laaste tyd sê ek vir myself, die lewe is so kort, dat maak nie saak wat se trauma ou hier op aarde beleef nie. Dit kan nie en dit sal nie opweeg teen dit wat vir ons wag eendag as Yeshua Messia terugkeer in die hemel nie. Die Bybel praat van 'n plek waar daar geen pyn, geen dood, geen hartseer, niks wat sleg is daar nie. En dit maak alles hier op aarde vir my nou makliker en beter. Want hierso gaan tyd, een of ander tyd gaan tyd hier ophou vir ons. Jou lewe gaan stop hier. Jou wederkoms vind plaas die dag as jy tot sterwe kom. As jy doodgaan en jy begrawe word. Dan het jou wederkoms, dan het Yeshua se mini wederkoms vir jou plaasgevind. As hy nog nie gekom het nie. Want dan is jou tyd verby. En as jy nie jou saak met die Hemelse Vader reggemaak het nie, dan gaan jy hel toe gaan. Daar is nie sagte woorde om dit te sê nie, daar is geen sugarcoating vir dit nie. Ek wil elkeen wat nou hierdie boodskap vanoggend luister bemoedig, om te onthou, dat daar iets ver beters wag. Iets wat ek en jy nie in ons menslike verstand kan, soos die Engelsman sê, comprehend nie. Ek weet nie wat jy dit in Afrikaans moet sê nie. Jy kan dit nie indink nie, jy kan dit nie vir jou verbeel nie. Want daarso is jy nie teenwoordigheid van die almagtige God, van Yeshua Messia wat vir jou en my gesterf het op Golgotha. En daar is geen pyn nie, daar is geen hartseer nie, daar is nie dood nie, daar is nie siekte nie, daar is nie krankheid nie. Die Bybel sê so, nie ek nie. So mense, ek wil vir jou vandag sê, miskien gaan jy deur 'n baie moeilike tyd. Jy gaan dalk deur 'n egskeiding. Ek is daardeur, dit is baie sleg. Jy gaan dalk deur die trauma van 'n geliefde wat afgesterf het onlangs. 'n Pa of 'n ma, dalk 'n kind wat baie erg is. Jy staan dalk op die punt om jou werk te verloor. Daar het iets gebeur. Jy weet jy gaan nie nog 'n maand werk hê nie, of jy gaan gevra word om te gaan na wat ook al. Hoe dit ook al sê, ons almal het dinge in die lewe gedoen waarop ons nie trots is nie. Moet nooit dat die duiwel jou
gevange hou in 'n hok met 'n oop deur nie. Loop uit en gaan maak reg. Gaan maak reg wat jy dalk verbrou het. Jy gaan dalk deur 'n tyd waar mense jou naam beswaarder het en jy nou 'n target op jou rug het, jy's gemerk. Maak nie saak deur wat se moeilike tyd jy gaan nie, onthou net een ding. Hierdie tye gaan stop. Jy weet, mense is altyd geneig om te sê, maar alles wat lekker is en alles wat goed is, gaan verby. Dit is so. Maar die slegte tye en die lelike tye en die hartseer tye gaan ook verby. Dit kry ook einde. En dit gaan ook verby. Skep moed vandag. Gaan op jou knieë en sê dankie. Hoeveel keer bid ons vir onsself? Hoeveel keer gaan jy op jou knieë en vra vir die Hemelse Vader, Vader, versterk my vandag, geef my krag. Hoeveel keer bid ons vir ons mans, of ons vrouens, of ons kinders? Hoeveel keer het jy wat na hierdie video luister die afgelope maand vir jou kinders gebid? Hoeveel keer het jy vir jou vrou gebid? Dinge loop skeef in jou huwelik, maar bid jy ooit vir jou huwelik? Want Satan val die huwelik aan. Ek is getroud gewees, ek is al 'n tweede keer getroud. Ek is nie trots daarop dat ek geskei is nie. Maar ek is baie lief vir my vrou. En my vrou waarmee ek nou getroud is. En ek sien elke dag hoe die duiwel my huwelik aanval. Dis ongelooflik. Jy kan nie staande bly meer sonder gebed, sonder skrifstudie en daai goed nie. Jy gaan ten gronde gaan. En ek sien om my, mense se huwelike wat vou, mense wat ek gedink het sterk huwelike. Huwelike is besig om te vou. As jy 'n bietjie nader ondersoek instel en luister en hoor jy maar hierdie mense geen verhouding met God nie. Hulle bid nie. Geen verhouding met Yeshua Messia nie. Mense onthou net een ding nie. Ek is baie lief vir die Bybel. Alles wat daar geskryf staan. Maar daar is vir ons almal iets spesiaals in die Bybel wat uitstaan. En ek is baie lief vir die boek van Ecclesiastes of Prediker. Die Prediker skrywer praat daarvan 'n lewe wat 'n gejaag na wind is. Alles is 'n gejaag na wind. Dink 'n bietjie mooi daaroor. Alles wat jy doen, vir wie doen jy dit? En vir wat? Om die huis laat te betaal, om die kar laat te betaal, om die kinders universiteit toe te stuur, om daai mooi ding daar in daai winkel te koop en die mooi paar tekkies en die klere en bla 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 bla. Om wat saam te vat eendag? Wat van daai goed gaan jy saamvat? En hoe gaan die mense daarna kyk wat agterbly? Alles is 'n gejaag na wind, niks het waarde nie. In Matteus sê Yeshua, maak vir jou skat in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie kan verniel nie, waar diewe nie kan inbreek en dit steel nie. Daai skat, wat jy nie in jou hand kan hou vas nie, wat jy nie op aardse waarde kan meet nie, dit is die skat wat jy vir jou bymekaar moet maak. Die wete dat jy gered is, dat daar ewige lewe wag vir jou. Die Prediker skrywer praat van alles wat 'n gejaag na wind is. Hy noem he's naming every walk of life. Elke dingetjie waaraan jy kan dink, koningskap, jonkheid. Ag, hy praat van baie goed. Maar hy sê in die laaste hoofstuk, in hoofstuk 12, sê hy, in die 3de vers dink ek, sê hy, die slotsom van alles wat jy hier gelees het en gehoor het, is dien God en 2 gehoorsaam sy gebooie. In ander woorde, dien God en wees gehoorsaam. Net daai 2 goed, klaar. Mense, ek wil vir julle almal 'n baie geseënde dag toewens. En ek wil vir julle sê, maak nie saak waar jy gaan nie, dit is van korte duur. En glo vir my, dit gaan vinnig om. Dink so daaraan. As jy so oud is soos wat ek nou is, amper 50, die kans is baie goed dat jy oor 50 jaar nie meer gaan lewe nie. Jy is nou amper 5, ek is nou amper 50. Oor 50 jaar is die meeste van ons wat na hierdie video kyk dood. Dan jy ge-worry en gestres waaroor. Oor wat?
om wat daardeur te bereik, en die gejaag en die gespoed om alles bymekaar te maak en status te hê, aansien te hê, vir wat en vir wie. Ek sê vir jou vandag, ek het hierdie week weer gesien van mense wat dood is en begrawe is. My lewe lank het ek mense met hoë status, mense wat bekend was, mense wat ryk was, wat geld gehad het, wat invloed gehad het. 'n Week, dan is daai mense vergete. Vergete! Die mense wat naby aan daai mense geleef het, die huismense van daai persoon, treur dalk nog so vir 'n maand. Dan is dit verby. Jy gaan nie geonthou word nie. Solank as wat jy vir mense iets kan doen, sal jy geonthou word. Dan sal jy belangrik geag word, of sal jy, ek wil amper sê, 'n rol speel in mense se lewens. Die moment wat jy nie meer eintlik iets kan bied nie, is jy vergete. Dit sê ek nou maar so half tongenietjies. Ek wil regtig waar, dit is nou maar net so 'n random boodskap hierso wat op my hart gelees vanoggend. Moenie dat die duiwel jou gevange hou in 'n koutjie met 'n oop deur nie. Gaan uit en maak reg waar jy verbrou het. En maak dit vir almal om jou pleasant. Dis my boodskapie vir vandag. Mag julle almal geseënd wees.